in die 27e, die 27e natuurlijk is die promotie-relegatie. Dat al twee Saturdagse game gestreamd gaan worden. Ons het ook besluit bijvoorbeeld in die top 12, waar al 6 wedstrijden wat op een zaterdag plaatsvinden, die top 12, dat TMO's gaan wees. So, meeste van die streamers is gereed vir die TMO-system en dit aan te kan bied op wedstrijddag. Maar dat ons die streamers wat niet inkom, die geleentheid wil gee om Saterdag die 20ste te stream, as ook om die TMO-system te toets. Dis die Saterdag. Dieselfde met die 27ste, waar ons weer 'n ander streamer die geleentheid gaan gee om te stream, maar ook om die TMO-system te toets. Die skeieregtersdepartement is al reeds bezig met die opleiding. So ons wil kyk of die system werk, maar ons wil ook kyk of die TMO-ref gereed is om die functie te kan vervul. So ons gaat bijvoorbeeld 2 streamers hê, een op die Saterdag, een die volgende Saterdag, maar ons gaan 10-10-1 meer as 1 TMO het op 'n bepaalde Saterdag. So wanneer die top 12 afskop die 11de, dat ons precies weet dat ons het allemaal getoets en allemaal weet precies wat van hem verwacht wordt. Die protocols in termen van wat ze reëls gaat gelden of wat er reël toegepast gaan worden. Als je kan onthou, verlede jaar het ons rol uit toegepast, wat net met die in-goal area deel, of we dieselfde gaan wees, gaan ons 'n update kry iewers in volgende week vanaf die skeieregtersvereniging of die wat deel met skeieregters, of ons weier kan gaan as net die in-goal area. Of ons weier kan gaan. Soos ek sê, verlede jaar was dit net rol uit wat gegeld het. Om te kyk, en die in-goal area is om te kyk of die 3 gedruk was en of hy nie gedruk was nie. So daai gaan geld. En ek dink op Saterdag gaan dit eers rol uit wees, die in-goal area wat ons gaan toets. Top 12 op ons weier as daai sal gaan ons op 'n latere stadium bekend maak. Die voorsitters is hier vir die promosie. So ons kan nie vir hulle net so laat gaan nie. So ons het ook gereël dat daar Davey 'n sessie gaan wees wat jy gaan behartig. Nigel, jy wat die portefeulje houer is van daai spesifieke afdeling. 'n paar vrae wat Davey net aan julle wil vra. So Davey, as jy gereed is. Goeiemiddag al die kykers, voorsitters. Eerste, Nigel, het jy my microfoon daar? Soos, miskien kan ons net vir die ek dink die wys het net 'n bietjie daarop geraak. Miskien kan ons net vinnig vir die kykers by die huis verduidelik die proses. Saterdag, wat gebeur as die Saterdag die 20ste? As die klub Saterdag wen, wat gebeur met hulle? En dan die klubs wat Saterdag verloor, wat is hulle pad daarna? Daar is nogals baie onduidelikhede. Ek weet van die spanne, toe hulle nou eerste eindig in ons eie streke, toe word daar vrae gevra, maar hoekom het dinge nou verander dat ons outomaties gepromoveer word na die groot uitdaging toe nie. En toe het nou so blyk asof die reëls nou oornag nou verander het, wat glad nie die geval was nie. Die reëls was nog al die pad was dit so gewees. Ons het al die pad promosie wedstryde gehad, die eerste week en die tweede week het ons promosie relegasie wedstryde gehad. So die 20ste hierdie Saterdag is ons promosie wedstryde, soos geloot, speel Athletics eerste teen Elandskloof. Hulle is die 2 streke van Oeverberg se wenners. Die wenner van daardie wedstryd, van daardie 10-uur wedstryd, hulle word natuurlik outomaties gepromoveer groot uitdaging toe. So kan ons aangaan na die volgende
wedstryd wat Alberts is teen Jan Koordops. Alberts is Breederivier en Jan Koordops is Langeberg. Se streekuitdag wenners saam op boontoe. Groot uitdag vorm hulle Breë Langeberg. So die wenner daar, hy skuif op na die groot uitdag Breë Langeberg toe. Dan die wedstryd daarna is Evergreen Sentraal se wenner teen Witzenberg se wenner wat Tilbag is, Mr. Pedro hier, laas jaar ook daar gewees. Die wenner daar skuif dan op na Witzenberg se groot uitdag toe. Wat sentraal se groot uitdag toe. So wat gebeur met die span wat nou Saterdag verloor? Daardie span wat verloor die Saterdag, hy gaan speel die 27ste wat promosie relegasie wedstryde is, speel hy teen sy streek se groot uitdag span wat 11de geëindig het. Tweede laaste is die ou wat laaste geëindig het, hy skuif outomaties af in groot uitdag. So in hierdie geval as ons kyk na Witzenberg, is dit Evergreens. Evergreen Sparrow, dat is baie Evergreen spanne. So dis Evergreen Sparrow wat dan die 27ste gaan speel teen die verloorder van Sentraal en Witzenberg se streekuitdag spanne. Dieselfde geld met Oorberg 1 en Oorberg 2, die verloorder daar van die streekuitdag spanne. Hy kom die 27ste en hy speel die span wat 11de geëindig het daar in Oorberg se groot uitdag wat Grabouw is. En dan natuurlijk daar by ons in ons streek die verloorder tussen die Breederivier en die Langeberg streekuitdag kampioene. Die verloorder daar speel teen die span wat 11de geëindig het in Breë Langeberg en dit is niemand anders as Villages Montikini. So ek dink vir regverdigheid wys, dink ons gaan maar weer so lotinkie hou doen om te kyk wie speel wanneer. En ek weet daar's maar natuurlik baie nee, ek wil die eerste speel nie, my mense is eers 2-12 van die werke van my veld vol te kry, so 'n bietjie regverdigheid, kom ons doen maar weer so lotinkie om tye te bepaal wanneer die spanne speel. So ja, David, dit is so dingetjies mooi uitmekaar insteek en hierdie reëls van ons kompetisie is al laas jaar het ons voorsitters ingestem vir dit en dit het presies hierdie jaar dieselfde gebeur waar ons in Julie maand se vergadering, einde Julie maand se vergadering weer hierdie kompetisie goedgekeur het. So indien daar span volgende jaar uit hierdie streke dalk weer eerste eindig, gaan dieselfde stel reëls gaan weer geld. Dankie Dawie. Dat sê natuurlijk, soos Nigel terecht noem, dit is nie die eerste keer dat die formaat van uitspelen plaasvind. As jy mooi kan inhou, is nou eintlik jammer ek staan nie, maar as jy mooi kan inhou, het Prouks laas jaar aan die tweede uitspeel rond, het Prouks teen McGregor vastgeval, ja, Prouks teen McGregor vastgeval, meneer Niklas is hier, hy was ook daar gewees laas jaar, so dit is die eerste keer, dit is hoe die uitspelen tans werk. So net om op te som, die wenners van die 20ste, hulle word direct promoveer in die groot uitdag, die verloorders wat ons noem, hulle kry 'n tweede byt, teen die ouens wat tweede laaste geëindig het in die kompetisie. So ons begin met by die rooi kaarte. Wys. So die rooi kaarte, as jy miskien nog net vir die kykers by die huis kan verduidelik, indien 'n speler 'n rooi kaart gekry het in sy laaste liga wedstryde of hy het 'n rooi kaart gekry, maar die rooi kaart is nog, dit loop oor na die liga toe. Veronderstel het in sy tweede laaste wedstryd 'n rooi kaart gekry, maar die rooi kaart weet ons mos nou is vir drie wedstryde. Verduidelik net weer presies hoe werk dit indien jy 'n rooi kaart gekry het in een van die weke waar die speler moes uitsit is in die uitspelrondes of ewen nou in die verpligte promosie relegasie. So Davy, ons het en dit hoe dit werk. So 'n jaar voor die tyd keer ons en die voorsitters wat die sit, weet, keer ons kompetisies goed vir die volgende jaar.
So wanneer ons kompetisies goedkeur, dan keer ons dit goed in sy totaliteit. Beteken dat daar is jou liga-wedstryde, daar is jou promosie-relegasie, daar is jou uitspele. So jou uitspele staan nie los van 'n kompetisie wat Maart maand begin het nie. Jou top 12, jou super 16, super 10 en super 8 is 'n verlenging van jou liga-wedstryde om te bepaal wie se algehele wenners aan die einde van die dag. So wanneer jy 'n rooi kaart kry, byvoorbeeld in 'n normale liga-wedstryd, sê jou laaste liga-wedstryd wat jy gespeel het, kry jy speler 'n rooi kaart. En nou begin die uitspele. Is die vraag, word die rooi kaart oorgedra na die uitspele toe? Die antwoord is ja. Want jy speel nog in dieselfde kompetisie. So jy moet nog steeds jou 3 wedstryde uitspeel. As jy in jou tweede laaste wedstryd 'n rooi kaart gekry het en die laaste wedstryd dat jy 1 uitgesit, moet jy nog 2 wedstryde uitsit. En ons het dit verduidelik in die verlede vir spanne wat deelgeneem het aan die uitspele. So is belangrik vir die spanne wat vir die eerste keer in die uitspele deelneem, om te verstaan dat 'n rooi kaart is 'n rooi kaart. Weder jy hom in jou liga-wedstryd gekry het en die 3 weke is nog nie om, jy moet nie nog 'n wedstryd uitsit. Wat ons nie doen nie, David, is dat deur so 'n kompetisie wanneer ons die final speel die 22ste en 'n speler kry 'n rooi kaart. Ons dra nie rooi kaarte oor na die volgende seisoen toe nie. So ons dra nie rooi kaarte oor na die volgende seisoen toe nie. Maar as jy 'n rooi kaart kry van nou af tot en met, dan moet hy die 3 weke uit die 3 games uitsit, as daar nog genoeg wedstryde oor is. So ja, rooi kaarte word oorgedra na die uitspele toe. Dan wys 'n paar van die toeskouers veral, ek dink 'n paar van die klubs ook, in die kompetisiereëls het ons aanhangsel waar die rooi kaart verduidelik uiteengesit word hoe dit werk. Verduidelik net weer vir die kykers by die huis en vir diegene wat dit nog nie verstaan nie, hoe werk die 20 minute rooi kaart geval? Ja, Davey, as jy byvoorbeeld die reëls gaan kyk, sal jy sien daar is 3 kategorieë. 'n wedstryd wat 80 minute lank is, 'n wedstryd wat 70 minute lank is, en ek dink dan is daar 'n wedstryd wat 40 minute lank is. So die 20 minute geld vir die 80 minute wedstryd. So as 'n speler 'n rooi kaart kry, sit hy uit vir 20 minute. Of hy's permanent van die veld af. Hy keer nie weer terug, 'n rooi kaart. Maar as 20 minute verbygegaan het, dan kan daai speler vervang word met 'n ander speler, maar daai speler moet deel van die reserves wees. So jy hoef nie met 14 man af te eindig nie. Tensy jy 'n rooi kaart kry in die 70ste minuut, gaan jy met 14 man opeindig. Maar as jy hom kry in die eerste minuut, dan sit daai speler gaan hy af vir 20 minute en na 20 minute kan 'n ander speler terugkeer en dan is jou span weer vol 15. As die wedstryd 70 minute is, 35 of 35, dan is dit 15 minute. Dan kan 'n ander speler, nadat die speler wat die rooi kaart gekry het uitgesit het, na 15 minute kan 'n ander speler terugkeer. Maar ek dink nie die 70 minute geld vir ons nie. Want ons almal speel 80 minute. So 'n rooi kaart, na 20 minute kan jy die speler wat 'n rooi kaart gekry het, vervang. Vervang jy sla af, maar 'n ander speler opsit wat dan nou die res van die wedstryd dan nou gaan voltooi. So in die verlede was dit gewees, 'n rooi kaart speler kon nie vervang word, hy sit permanent uit. Daai was in die verlede. Maar omdat ons dit van die begin van die seisoen af gehad het, dink ek alle spanne is vertroud met die rooi kaart reël. Die 12 spanne in die top 12, super 16, super 10 en super 8 die vrouens, is vertroud met die rooi kaart reël en weet presies wat om te verwag, wat om te doen as so geval dan nou sou plaasvind op wedstrydag. Dan Mr. Wys die blou kaart. So 2 vrae rondom die blou kaart. 1, wat gebeur as die speler op die dag 'n blou kaart ontvang? Wat as speler op die dag 'n blou kaart ontvang en dan ons het verlede jaar gesien in die uitspele in die finaal was daar byvoorbeeld 'n speler van Roberts, ek dink dit was Robertson wat op 'n sekere tyd 'n rooi kaart gekry het of 'n blou kaart gekry het en toe is hy geallow om na 'n sekere tyd weer te kon speel.
Maar dit was gekoppel aan sy minute en alles hy net om net meer klarigheid te gee hoe werk dit presies. So Davy, ja, die blou kaart werk so. Dat die oomblik wanneer die skeieregter die blou kaart swaai, dan moet die speler die veld verlaat. Dis nie soos in professionele rugby, springbokke, provinsiale rugby, waar daar 'n spandokter langs die veld is. Hulle kan die HIA net assessment langs die veld doen wat kan bepaal of die speler wel concussion opgedoen het, al dan nie. Wanneer dit kom by klubrugby en skole, dan is die reël baie duidelik dat jy kan nie die speler toets nie, langs die veld nie. Die speler moet uitsit vir 21 dae. Daai is outomaties. Hy moet uitsit vir 21 dae. Hy kan slegs terugkeer op die 14de dag, wanneer hy 'n kopdokter gaan sien en die kopdokter klee hom. Dan kan hy terugkeer op die 14de dag. As hy nie 'n kopdokter gaan sien nie, dan moet hy die verpligte 21 dae uitsit. Kan hy slegs terugkeer na die speelveld op die 21ste dag. Nou, hier is die ding. 'n Speler kry 'n blou kaart die Saterdag. Nou gaan hy die Maandag na 'n kopdokter toe. Die dokter sê vir hom dat jy nooit harsingskudding gehad nie. Onthou wat ek aan die begin gesê het. Die oomblik as die skeieregter die blou kaart swaai, dan is jy uit. Weet jy nie harsingskudding opgedoen het nie as die spesmaas, as daar 'n vermoede was dat jy moontlik harsingskudding opgedoen het, dan is jy outomaties uit vir die 21 dae. So ewen al word jy die Maandag na die Saterdag geklee deur 'n dokter, kan jy slegs terugkeer op die 14de dag. So al het jy nie harsingskudding gehad die volgens die dokter se toets 2 dae na die game. Hy klee jou, jy het nooit harsingskudding gehad opgedoen nie. Moet jy nog steeds, kan jy slegs terugkeer op die 14de dag. Robertson Town het 2 blou kaart gevalle gehad verlede jaar. En ons het lange gesprekke gehad en ons het verskil oor hoe ons die reël geïnterpreteer het. Evenso dat elke sekonde, elke minuut getel het deur te sê die speler het seer gekry 20:04. Die spesifieke Saterdag. So hy kan slegs terugkeer 20:04 as hy by 'n kopdokter was 2 weke van nou af 20:04. Wil dit voorkom, Davy, gegee die gesprekke wat ons gehad het met Saru. Wat is die dokter se naam, Redcliffe? Wayne. Is dat die reël sê die speler kan terugkeer op die 14de dag of op die 21ste dag. So wanneer die 21ste dag, en ons het byvoorbeeld Robertson Town se spelers moes wag vir 'n spesifieke tyd om terug te keer. Die reël sê op die 14de dag of op die 21ste dag. So tyd geld dan nou nie meer nie. So as hy 'n kopdokter gaan sien het wat hom gekleed en hy kan terugkeer op die 14de dag, dan keer hy terug op die 14de dag en hy kan selfs binne in die starting line-up wees van 'n span. Want dit is die 14de dag. So daar is baie clear. En ek wil nie sê ons het dit verkeerd hanteer deur te sê 'n spesifieke tyd nie. Die reël sê op die 14de dag, die reël sê op die 21ste dag. Whether jy dan nog gekleed is altyd nie. Gekleed is deur die dokter op die 14de dag, as jy nie 'n kopdokter kan sien het nie op die 21ste dag, Davy. Ja. En net weer duidelikheid wys, jy noem nou die kopdokter, daar is vir die persoon wat jou kan klee vir die 14de dag, het SA Rugby 'n lys van geakkrediteerde dokters waar die klubs kan gaan. Die klubs het dit gekry, hulle footprint administrators het dit gekry. So jou gewone GP in die dorp gaan nie sommer vir jou kan klee as daai dokter se naam nie op daai lys is van SA Rugby. Gegee ek weet byvoorbeeld Dr. Byron hier by ons, hy kan dit doen in Wellington. Daar's een in Hermanus, Dr. Abel in Hermanus. Daar's 'n paar dokters wat dit kan doen. So jy kan nie net
soos jy kan nie net nou gewone GP toe gaan en 100% Davey. Om te doen. SARU het 'n reeks dokters wat hulle aangedui het hier binne in die Weskaap wat deel met jou head injury assessment en jy kan net na die dokter toe gaan. Ons het al in die verlede 'n sertifikaat gekry van 'n gewone algemene dokter wat byvoorbeeld sê die man het nie, maar dan was die speler nie onderworpe aan toetse wat 'n kopdokter doen nie. So nee, jy kan nie na jou dokter om die draai na toe gaan en hy gee vir jou 'n sertifikaat wat sê die persoon het nooit daarsingsskudding opgedoen nie. Daar is 'n lys van dokters en soos jy sê, daai lys is bekend gemaak aan almal. As dit nie bekend gemaak is aan almal nie, Davey, laat ons dit net weer stuur aan elkeen van die 46 klubs wat gaan deelneem aan die uitspele. En nie dat 'n ou byvoorbeeld sou voorspel dat dit wel gaan gebeur, maar dat indien dit dan nou sou gebeur, dat die klub presies weet waartoe hy moet gaan as hy die speler wil kleer om op die 14de dag te kan terugkeer na die speelveld. En net 'n laaste ding was de Wys voor ons afsluit. Daar was 1 of 2 gevalle die jaar waar die skeieregter nou nie of sy rooi kaart was per ongeluk in sy sakkie of die blou kaart was in sy sakkie of die klub het die soos partykeer 'n rooi kaart kennisgewing vanaf die kantoor gekry nie. Wat sê die reël rondom as jy 'n rooi kaart byvoorbeeld gewys word op die veld, maar jy nou nie 'n skrywe uit die kantoor het gekry of so iets nie. So Davey, ons het van die gevalle gehad deur die loop van die jaar. Die een is, sê byvoorbeeld vir een of ander rede, het die skeieregter nie 'n rooi kaart in sy sakkie. Kan hy vir jou sê rooi kaart? Sonder dat jy 'n rooi kaart het in sy sak. So as hy vir jou afstuur vir 'n rooi kaart, dan is dit 'n rooi kaart. Die protokol wat daarna volg moet gevolg word. Dieselfde met en dit is goed wat ons uitgeklaar het met SARU. Dieselfde met 'n blou kaart. En Dr. Wayne het dit vir ons leeg gemaak. As die skeieregter nie 'n blou kaart het en hy stuur jou af vir 'n blou kaart, die intensie is kleer, blou kaart. Jy het nie 'n keuse as om die veld te verlaat nie. So daai is kleer. Whether daar 'n blou kaart of 'n rooi kaart is, as jy reg blaas en hy sê rooi kaart, jy het nie meer rooi kaart nie, maar daar's 'n rooi kaart of 'n blou kaart, het jy nie 'n keuse as om die veld te verlaat nie. Die tweede ene is dat in die verlede byvoorbeeld het ons as 'n speler in 'n spesifieke streek 'n rooi kaart gekry het. Het die kantoor daai streek in kennis gestel dat die spesifieke speler het 'n rooi kaart gekry sodat almal bewus is. So Davey, ons moet gaan kyk wat ons reëls sê, ons moet ons reëls gaan lees. Want ons het nou onlangs gehad 'n geval waar 'n speler wat 'n rooi kaart gekry het in 'n vorige game, die vorige week, gespeel was. En dan is die argument dat Boland het nie skrywe uitgestuur nie. Ons reëls is baie duidelik dat in die afwesigheid van Boland, wat nie skrywe uitgestuur het na 'n spesifieke streek, dat 'n spesifieke speler 'n rooi kaart gekry het nie, berus die verantwoordelikheid nog steeds op die klub om toe te sien dat hy speler sy 3 wedstryde uitsit. So daar kan nie 'n verskoning wees dat die Unie het nie skrywe uitgestuur nie. Ons kompetisiereëls is baie duidelik. En ons moet ons reëls gaan lees. So wanneer 'n klub vir jou 'n skrywe stuur, maar jy het nie vir ons 'n skrywe uitgestuur nie, dat beteken dat die bestuur van daai klub ken nie of lees nie hulle reëls nie. Ons reëls is kleer. Verstaan? Ons reëls is kleer. As jy dan nou dink dat die Unie het nie skrywe uitgestuur en jy speel met so 'n speler, dan het jy gespeel met 'n onwettige speler. En as ons dan kyk na ons bywete wat die sanksie is, verloor jy punte. So vir ons klubs daar buite wat gaan deelneem nou aan die uitspelers, as jy sulke gevalle het, maak seker van wat jou reëls sê. As jy nie jou reëls by jou het nie, skakel die kantoor en doen navraag oor, maar ons het die geval, ons het nie skrywe gekry binne die streekie, kan ons die speler speel, kan ons hom nie speel nie. Dan sal ons vir jou 'n klear antwoord gee oor presies wat die stand van sake is. Dankie. Wys, dan voor ons afsluit, net op YouTube vra 'n paar mense toegangsgelde vir pryse vir Saterdag, gaan ons dit kommunikeer met hulle? Davey, ja, ons moet dit kommunikeer van hulle, maar ons kan dit nou hierso op die live sou sê.
dat ons het verlede jaar, toegangsgelde verlede jaar was R30. En ek dink daar was dat R10 kinders en R10 motorvoertuie. Daai pryse bly presies dieselfde. En bly presies dieselfde, dat die toegangsgelde by jou promosie-relegasie R30, R10 en R10 gaan wees. Wil hulle ook weet by die uitspele? Flip, wil hulle ook daai weet? By die uitspele, Davie. By die uitspele het ons verlede jaar toegangsgeld was gewees R40. Klubs, ons gee vir hulle die keuse, dat die toegangsgelde by uitspele wedstryde nie meer, ons sit nou nie meer vooraan. Verstaan? Ons dwing jou nie om R40 te vra nie. Dat jy nie meer as R40 mag vra nie. So 'n klub kan R40 vra, 'n klub kan R30 vra, 'n klub kan R20 vra. Verstaan? Meer as 40. Maar nie meer as R40. Hy word toegelaat om R40 te vra, maar nie meer as R40 nie. En dan R10 natuurlik vir jou voertuie. Dis Ja, pensionarisse gaan ons het byvoorbeeld 'n paar Sondagwedstryde gehad hier so op Boland Stadion. En die beleid wat ons toegepas het daar, is dat almal pensionarisse, as jy moet natuurlik 'n bewys bring. as jy pensionaris is. Daai geld vir hier, Nigel. Semifinale en finale. Promosie-relegasie is ons wedstryde. Alle wedstryde wat ons in is, waar ons byvoorbeeld in beheer van is. As jy jou ID-dokument bring wat kan bewys, of jou lisensie wat kan bewys, jy is oor 60, gaan ons jou gratis inlaat. Maar ons kan nie klubs dwing. Ons kan nie klubs dwing waar daar uitspeelwedstryde plaasvind in jou verskillende areas, dat pensionarisse gratis moet inkom nie. Daai berus by die klub. En as hy geld sou vra, is dit op die klub. En as mense wil vra rondom dit, dan moet hulle vir daai spesifieke klub vra. Oor hoekom vra jy geld vir pensionarisse? So ons gaan niemand dwing om te sê, in jou uitspeelwedstryde daar buite, jy moet nou pensionarisse gratis laat inkom nie. Ons gaan dit nie doen nie, dit lê by die klub self, of hy dit gaan toelaat en of hy dit nie gaan toelaat nie. Maar jou promosie en jou promosie-relegasie, jou semifinale en jou finale hierso, is ons wedstryde. Daar maak ons die bepaling, Davie. Dat pensionarisse, as hy die bewys van jou ID of 'n lisensie wat bewys dis ouer as spesifiek, dan laat ons hom gratis doen. Dankie. Dankie, Wys. Baie Ek dankie. dink dit is opgesom nou, alles.